Ek bid vandag dat jou geloof nie sal breek nie. Dat die Here vandag jou geloof tegemoet sal kom. Het dit vir jou al gevoel asof mense geloof net tussen jou vingers deurgly? Jy bly partykeer net in stilte en jy sê, ag Here, ek weet nie meer wat om te doen nie. Dan kom die Here 'n mens se geloof, selfs jou swak geloof, kom hy tegemoet. Ons lees dit in die woord van die Here en die Here sê vir ons in Markus 9 vers 24. En dadelik het die vader van die kind met trane uitgeroep en gesê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. In hierdie gedeelte kom hierdie pa in 'n desperate situasie, net soos ek en jy, wat in 'n desperate situasie is dalk vandag. Kom hy en hy kom voor die Here en hy sê, Here, ek glo, kom my ongeloof te hulp. En hierdie kind was siek gewees. Daar was geen manier waarop hierdie kind gesond gemaak kon geword het deur die omstandighede, deur die tegnologie of wat ook al daar bestaan het nie. Daar is net een antwoord. Vir my en jou is daar net een antwoord vandag. Daar is 'n antwoord en daardie antwoord is Jesus Christus. Sit jou oog vandag op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van jou geloof. Ons sien in hierdie gedeelte dat wanneer ons erken, ons kan nie, ons is swak, daardie erkenning aan Jesus aktiveer die Here se krag. Die Here sê hy sal jou deurdra, hy sal jou help, hy sal jou ondersteun. Die woord van die Here vandag vir jou is, wanneer jy vandag sê, Here, ek kan nie, dan kan Jesus, want hy is jou bron, hy is jou antwoord, hy is jou oplossing. Kom ek bid saam met jou vandag. Vader, in die naam van Jesus, dank ek U, dat U op hierdie oomblik ons hand vat. Here, dat U ons dra in ons omstandighede, en dat ons vandag kan weet, Here, ons kan nie, maar Jesus kan. En Here, as ons in U glo, kan ons geloof nie faal nie, want U is die leidsman en die volëinder van ons geloof. In Jesus naam, amen, en God bless.